Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weer eens ons besoek aan Sardes kan voortsit. Here, mag ons asseblief onder diegene gereken word, wat as waardig geag sal word. Dankie dat ons vir U kan vra om ons lewens te rig en te bestuur. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Wel, die fout wat Dionysius gemaak het, was om vir Midas te vertel om in die Pactolus rivier te gaan swem. Nou, die Pactolus rivier was in Lydië, wat die land van koning Croesus was. Julle onthou mos, Dionysius het vir Midas gesê, hy moet in die rivier gaan swem en belydenis doen, en dan sal die goue vloek vir hom afspoel. En natuurlik was hy baie gelukkig daaroor geweest, maar Sardes, nou moet ons terugkom na Sardes. Sardes was die hoofstad van die Lydiese koninkryk. En koning Croesus het hier regeer in die 7de eeu voor Christus. Nou is dit feite, is nie meer legende nie. Maar Sardes was ook die eindpunt van die handelsroete van die Midde-Ooste. Die handelaars het onder andere lapis lazuli hierheen gebring om te verhandel. Die handel wat hier plaasgevind het, was ruilhandel. En Sardes het hierdie ruilhandel beheer. Hier in Sardes is die handelsware ontvang en van hier af is dit regdeur die wêreld versprei. Nou moet ons net eers ons aandag op iets anders vestig. Die plaaslike mense van Sardes, hulle het geweet daar is goud in die rivier, wat afgewas is. Van Midas af het hulle geglo, volgens die legende. En hulle het gaan skaapvelletjies sit in die Pactolus rivier om die goud op te vang. En nou het hulle hierdie goud gevat, het gemeng met silwer, en hulle vervaardig die heel eerste munte, wat bekend gestaan het as staters. Eintlik is die woord elektre gebruik ten opsigte van die vervaardiging van die munte, die vermenging van goud en silwer. Maar hierdie goue silwermunte word nou die betaalmiddel in plaas van die gewone ruilhandel. Maar nou, om munte betaalmiddel te maak wat nie geken word nie, moet daar eers vertroue geskep word, nê? So, hier moet nou vertroue gebou word. Die vraag sal nou wees, hoe is hierdie vertroue geskep? Nou, dis waar koning Croesus nou weer inkom. Hy begin om hierdie vertroue te skep. Nou, eerstens doen hy dit deur diere op die munte aan te bring, 'n leeu en 'n bees wat mekaar van aangesig tot aangesig aanstaar. En hierdie munte word nou aan hulle gewig gemeet en is X hoeveelheid diere werd. Nou, kom ons kyk net wat ons nog in Sardes vind. Hier in Sardes vind ons die tweede grootste sinagoge en 'n baie groot Joodse gemeenskap, wat bekend is as die Sepharad Jode. En ons vind ook in Sardes 'n baie groot gimnasium reg langs die sinagoge. Nou kom wil ons meer hiervan weet. Wel, op hierdie tydstip was Persië besig om op te staan en sterker te word, en dit was vir Croesus 'n groot bedreiging. Croesus roep nou die jong mense op om te leer veg, omdat daar nou hierdie bedreiging van oorlog is. En hulle leer in hierdie gimnasium, daar leer die jong manne alles oor vegkuns en oorlogvoering. Maar Croesus is nie tevrede daarmee nie. Hy wil weet van profeseë, met ander woorde, hy wil profete besoek. En dit beteken dat hy die tempel van Apollos moet besoek. En dit doen hy toe, en hy besoek die tempel van Apollos wat in Delphi is. Nou, die profete wat daar is, sy uitspraak was, dat hy een van die grootste ryke sal vernietig. En hy is natuurlik baie gelukkig daarmee, hy is terug Sardes toe, maar Croesus wil nou aan die wêreld bewys, dat die uitspraak van die profete reg was. Nou moet ons nog eens ons aandag so bietjie verplaas. Daar in Sardes was Artemis die hoofgodin. In die foto's in die agtergrond is dit juist die tempel van Artemis wat so groot is, maar groot pilare. En nou, hoekom is hier so 'n groot tempel van Artemis, is die vraag. Wel,
Die plaaslike mense het eintlik vir Cybele of Cybele aanbid as skepper. Want vir hulle moes die skepper vroulik wees. Van hier af natuurlik moeder aarde. Maar nou moet hulle die denke verander. Die Grieke het natuurlik 'n pantheon van gode gehad, waaronder Zeus en Hera, sy vrou. Maar nou, wat nou van die skepper? Waar figureer die skepper? Dis nou waar hulle toe vir Artemis skep, godin van skeppinge en vrugbaarheid. En dis hoekom hier die groot tempel vir Artemis gebou is in Sardes. Maar hier is nou nog een draadjie wat ons moet vasknoop. Artemis, die godin van vrugbaarheid. Lui dit 'n klokkie? Kan julle iets onthou van Paulus? Ja, in Handelinge 19 vers 23 tot 41 lees ons van die opstand in Efese waar die silversmid wat beeldjies van Diana, Artemis, die vrugbaarheidsgodin gemaak het, die skare opsweep teen Paulus en hy sê, hierdie mense wil ons vernietig. Ja, dis hier in Sardes wat hierdie aanbidding van Artemis of Diana gebore is en groot geword het. Nou word die skrywe van Johannes sommer baie duideliker. Hierdie mense van Sardes het die naam gehad, sê hy, dat hulle lewe omdat hulle die handel beheer natuurlik en geld as betaalmiddel tot stand gebring het. Hulle was egter dood ten opsigte van wat werklik saak maak. En die Jode wat beslis groter invloed kon uitgeoefen het nie eintlik baie daaraan gedoen nie. Ook nie in die later jare nie, toe Jesus reeds gekom en gesterf en opgevaar het nie, want hier sien ons onder die Jode die tekens van die Christene wat verskans is. Trouwens, ons sien dit binne in daardie tempel, daardie sinagoge. Die bekende Ichthus-sirkel vind ons hier in die ruïnes van die sinagoge. En ek sit daar die Ichthus-tempel ook op die agtergrond. Hulle word opgeroep om wakker te word en hulle te bekeer in Sardes en om nie in die struik van afgoderry en spiritisme te verval nie. En nou begin dit vir ons duidelik word. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag ons besoek aan Sardes kon voortsit. Dankie dat U ook vir ons tyd gun om onsself te bekeer. Daar's min tyd oor, Here, maar deursoek ons harte en wese en mag ons nie in hierdie struik van die Satan trap nie. Bewaar ons teen afgoderry en spiritisme. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.